Katy Perry met Roar. 8 minute oor 7 is ontbyt met Dopie Nina. Dit is 'n woensdagoggend en dit beteken natuurlik jou mense, my mense. So, ons het 'n e-pos ontvang van Rachel wat sê, ek skryf vandag met 'n swaar maar hoopvolle hart. Ek reik uit namens my beste vriendin se ma, Rona Bester, 'n 66-jarige vrou van Mooregloed in Pretoria, wie se wêreld letterlik stadig voor haar oë besig is om te verdof. Ek ken hierdie familie al vir meer as 30 jaar en in daardie tyd was Rona vir my soos 'n tweede ma. Haar deur was altyd oop, haar arms altyd warm en haar hart altyd vol liefde en omgee. Sy is een van daardie skaars, stil, heldhaftige vroue wat haar hele lewe lank ander eerste gestel het sonder om ooit iets terug te verwag. Die liefde en opoffering wat sy aan haar dogters en almal rondom haar gegee het ons almal se lewens gevorm en nou staan sy voor iets wat sy nie alleen kan beveg nie. 'n maand gelede is Rona gediagnoseer met ernstige katarakte in albei oë en sedertdien het haar sig vinnig agteruit gegaan. Sy sukkel om gesigte te herken, om veilig te beweeg en selfs om die eenvoudigste alledaagse take te verrig. Dit is hartverskeurende om te sien hoe haar wêreld elke dag donkerder raak, met die wete dat sy haar gesig permanent kan verloor as sy nie dringend gehelp kan word nie. Net hierna ontmoet ons hierdie ongelooflike vrou Rona en haar gesin. John Reddick met Don't Fight Alone, Groot FM 90.5. Ontbyt met Dopie en Nina en Nina het vir ons net so voor die breek bietjie vertel van die wonderlike dame wat ons vandag kan verwelkom in die ateljee. So saam met ons is Tannie Rona, haar dogter Veronica en dan het ons ook 'n vriendin hierso wat saam met hulle hier is, Rachel, Wat die e-pos geskryf het. Ja. Welkom hierso by ons julle. Dankie julle. Baie dankie. Dankie julle. Dis lekker om julle te ontmoet. Rachel, ek moet sê, jy skryf verskriklik mooi. Wel, ek en ChatGPT het mooi geskryf. Hey. Ek het gesê wat ek wil sê en hy het dit net mooi gemaak. Mooi gemaak. Ja. Hoorie, en Doeps, ons ken actually vir ouma Rona se dogter Veronica. Ja, Onthou hoeso? jy daai tyd wat ons daai wat op die menu gedoen het Met die resepte en die met die goedjies. resepte en goed, toe het ons gesels met Veronica en dit draai uit dis Veronica natkoek. My En sy het vir ons een gebring studio toe. Hallo julle. 'n natkoek. Ja, 'n natkoek. Ons het, maar is dit nie dan, is daai resep nie dan van Is dit die Tannie resep? Rona af nie? Nee. Waar kom dit? Myne. O, dis Veronica se Veronica natkoek. se nat. Ek het vergeet. Soos ek daai dag vir jou verduidelik. Maar is dit nou hy wat ons gaan proe? Dis nou hy wat julle gaan proe en soos ek gesê Dopie gaan terugkom vir nog. Hatsa. Nou maar goed. Okay, maar. Dat ons nou met jou mense, my mense so moet begin op 'n Woensdag, nê? So, Rachel, jy het vir ons 'n e-pos gestuur soos ek gesê het en in die e-pos het jy gesê ongelooflik spesiaal Ja. Tannie Rona vir jou is amper soos jou ma. Ja, So, vertel my ons nou tweede ma. in lewende lywe sonder ChatGPT, Ja. wie is Tannie Rona vir jou? So ek en Caroline, dit is nou die ander jonger dogter, Ja. het in graad 1 ontmoet. En van daar af is ons winkel in Konjander. Jy kan nie die een kry sonder die ander nie. Ja. En so het ek dan nou in hulle huis groot geword en ouma Rona, Ja. sy's nou al 'n ouma. Ouma Rona het vir my mooi groot gemaak en my mooi gewys van die lewe, want soos wat my ma Caroline se tweede ma is hierdie my tweede ma en ek is verskriklik Okay. baie lief vir haar. Ja, dis amazing. En Veronica, ouma Rona is jou ma Rona. Ja. En vertel ons wat se ma is sy en hoe voel dit as Rachel wat jy weet aangenome is as ek dit so kan sê, sulke mooi goed van jou ma sê. Ag weet jy dit maak my hart net so bly want my ma se hart is so groot en sy laat nog altyd jy weet enige iemand in en al die kinders was altyd daar by ons huis gewees. Jy weet hulle het altyd so welkom gevoel en sy is nooit lelik met niemand nie. Behalwe sy met my beklei net met my maar sy is so liefdevol. Daar sy het net nie kwaad. Daar's altyd of plek enigiets genoeg. in haar. Ons Kom. plek, sy is so 'n taxi. Sy het plek vir nog. Jy en jou vergelykings, nê. Ons love jou. ons Ons moet love jou so baie. Tannie Rona, maar nou sien jy hierdie jong dogters en hulle praat so mooi van Tannie. Hoe voel dit om sulke mooi goed van jouself te hoor?
Man, ek weet my kinders sal nooit lelik praat van hulle ma nie en ook nie hulle vriendinne nie. Anders kry hulle pak slaag. Ja, en Mooi ek geleer. waardeer dit baie. En ek waardeer die liefde wat hulle almal vir my gee en aan my dink. So Tannie was nog altyd baie selfstandig, soos wat ek dit hoor en doen alles vir almal. Maar wanneer het Tannie begin sukkel? Wanneer het die oë begin verswak? Wanneer het Tannie agtergekom ons iets nie lekker nie? Man, ek was in Steve Biko, in die hospitaal gewees vir anemie, vir drips en goeters vir bloeddrups. En ek sê vir die dokter na dit met die behandeling, my een oog voel nie lekker nie, my regter oog. En hy het gekyk en hy het niks gesien nie. Okay, en hy het vir my druppels voorgeskryf, net gewone druppeltjies. En soos met die tyd kom, het ek agtergekom, ek kan nie mooi sien met my regter oog nie. En dit was in 2021. Ja. 2020. Ja, maar dit het nou maar net so gebeur dat nou ek nou net met die een oog kon begin Maar dit sien was aan nog my fyn. linkerkant. Ja. Ja, en sy het my saam met haar oogarts toe gehad vir 'n oogtoets. Toe sê daai dokter, nee, ons kan nie vir jou 'n bron eers maak nie, want jou regter oog is baie, baie sleg. En jy het katarakke op al twee oë. En nou ja, en toe vind ek uit ek het makulêre degenerasie in die een oog ook. Okay. So stelselmatig is hierdie nou besig om erger te raak soos wat dit aangaan Tannie. Ja, dit is besig om erger te raak. En ja. vinnig, né? En vinnig, ja. Kan nou eventually blind maak. Maar kan Tannie nou nog sien ek is hier? Ja, ek kan met die linker oog baie goed sien. Okay. Nou It's your good eye, right? hoe voel dit dan nou om te gaan van hierdie verskriklike onafhanklike vrou wat alles vir almal doen en 'n steunpilaar is vir soveel mense om nou ewe skielik te moet vra, hoorie, help my gou 'n bietjie met basiese goed Tannie. Ja, ek moet altyd vra as ons iewers heen gaan, help my, haak my in en dit voel of jy niks kan doen nie of niks werd is nie. En ek voel al so skuldig om hulle almal te vra om by my in te haak en my iewers heen te vat. So hoe het dit nou Veronica jou ma se dag tot dag beïnvloed? Die feit dat sy amper niks kan sien. Wel, weet jy, sy veral as sy die groot ontbyt kyk, dink ek beïnvloed dit al vreeslik, want sy kan nou nie meer so mooi op die TV sien nie. En ek het al agtergekom toe nou die laaste paar jaar, want ons was Februarie vir hierdie oogtoets en toe besef ons, toe ek sien, sy kan nie 'n kaas sien wat so groot soos Johan Palm is nie. Toe raak my oë en ek probeer die oogarts se aandag trek, want ek kom agter hoor nee, die is baie erg. Maar dan sou ek gesê, kyk daai voeltjie byvoorbeeld op die gras. Ons sê vir my sê, waar? So, sy kon nader en net nie meer sien nie, en op 'n keer raak ek mense maar 'n bietjie frustreerd, want jy probeer vir iets wys en so aan, maar ja, sy was nog altyd onafhanklik en jy weet alles vir haarself gedoen en so aan, maar dis my ma, so sy bly by my en jy weet ons help maar waar ons kan. So ek dink ons sal nou weer terug wees en dan hoor ons gou net bietjie wat intussen al gebeur het, waar jy gaan aanklop en wat die diagnose is vorentoe, waar jy al gevra het vir hulp en so voort. Ons nou terug met Tannie Rona hier op jou mense, my mense vir vandag. Lost and Found, Look What God Has Done is Groot FM 90.5. Ontbyt met Doopie en Nina. Dis jou mense, my mense, saam met ons is Tannie Rona, haar dogter Veronica, wat bekend is vir die natkoek, en dan vriendin Rochelle, wat vir ons die e-pos gestuur het. So Tannie het nou 'n bietjie gaan aanklop by verskillende plekke om te hoor, jy weet, wat kan ons nou doen rondom hierdie katarakte en om sig te verbeter. En Tannie was ook nou na die staatshospitaal verwys, soos wat Tannie gesê het. Maar hoe lank gaan dit vat om 'n operasie daar te kry vir hierdie oë? Ek moet eers 2026 einde April 2027 einde April by die staatshospitaal wees
En dan gaan hulle dalk nog afmetings eers doen en dan nog eers weer 'n afspraak vir my. Sure. Om gedoen te word en daai tyd is ek al stokblind. So dis 'n ellelange waglys om net eers daar te kom en dan laat hulle kyk 100% wat hulle wil doen, dan wag jy nou weer vir 'n tyd om die operasie te kan doen. Ja. En teen 'n jaar of 2. ja. En soos wat ons sê, eintlik is time of the essence, want ja, ons speel teen tyd, want daai katarakte kan permanente skade maak. En soos wat ek hier sien, kos privaat chirurgie ongeveer R40,000 per oog. Ja. Ja. Yeah. En ek neem aan die geldjies lê nie rond nie. Nee. Nee. Ons het al alles probeer, dit werk nie wat ons probeer het nie. Wat het dan julle probeer? Ek en Caroline het 'n back a buddy begin vir ouma. Maar ons is nou nie bekende mense nie en ons share dit oralste en ons vriendekring het almal nou geldjies gegee. Ja. Maar dit is nie naaste by R80,000 nie. R80,000 nie. Okay, en toe het julle of goeie vriendin van die stasie in kontak mee gekom, Dr. Katie Rafferty. En sy het toe ingestem om vir ouma Rona vir 'n vernuut konsultasie te sien en julle toe by haar gaan kuier. Ja, dis reg. Weet julle toe nou al wat het sy al vir julle ietsie gesê oor die konsultasie of was julle net daar en sy het gesê ons laat weet? Sy het my getoets en gesê sy sal terugvoer gee Goed. en na julle toe en so ons wag nou, dit is nou waarvoor ons wag. Okay, wel julle hoef nie meer lank te wag nie, Ja. want Dr. Katie is op die lyn net hierna. Rain Collective met Do It All Alone, Groot FM 90.5. Ja my mense, saam met ons Tannie Rona, haar dogter Veronica, wat bekend is al om die wêreld vir kookvernuf, en dan ook Rochelle wat vir ons die jou mense my mense e-mail gestuur het. Soos wat ons gehoor het, ouma Rona het katarakte in albei oë en dit is nogals aggressief en dit moet so gou as moontlik iets aangedoen word, anders kan sy moontlik permanent blind wees. En soos wat ons gesê het voor die breek, ons het haar in kontak gesit met Dr. Katie en sy's nou op die lyn. Good morning Dr. Katie. Morning guys. Hi Nina, hi Duppy. Good morning, Dr. Rafferty. So, we heard that this type of operation, it could cost anything up to 40,000 Rand per eye that needs to go for surgery. But you've done a consultation, and we don't know what the findings of the consultation is. But you are welcome to tell us. Yeah. Yeah. Okay. So I had the privilege of meeting Tannie Rona, and she definitely has bilateral, quite significant cataracts in both eyes. What is complicating her case a little bit is she also has some retinal damage that is also impacting her sight. That being said, her left eye is much better prognosis than her right, and she definitely has really potentially much better vision for the left eye. And it's important to remember that even it's important to do both eyes because we see better with both eyes. Yeah. So by removing the cataract, I can then optimize her retinal function and make sure that she can see at the best that she can. It will be life-changing and something that she desperately does need. So are you gonna can you do it all at once, or how does the procedure work? So usually we do one eye at a time. In special circumstances, we do look at doing bilateral surgery when we can. So that is definitely. Katie? Oh, there you are. She was just hiding for a second. Yeah. So you spoke to our little angel behind the scenes, Sunay, and Yes. and you spoke about an amount that you've brought the cost of the operation down to. Yeah, so usually for both eyes, we're looking at a figure around 66,000. I've managed to, so mostly me and my anaesthetist are willing to do this case at no charge to us. I've also managed to bring the hospital fees down a bit. So all we need is to cover the theatre
staff and all of that, as well as the lens that we use inside the eyes. Yeah. So I've managed to get it down to 33,000. Fantastic. Okay. That's wonderful. Very, Oma Rona is already in tears and she doesn't even know half of the story yet. Okay, so Dr. Katie, incredible. Down from about 65,000 to 33,000. That already brings a ray of hope. And then we've got more hope to share. Absolutely. So we've got amazing listeners. Some of them that are not even in South Africa at the moment, but they would like to make a donation as well, and they would like to be anonymous. And they heard Oma Rona's story. Exactly. En hulle wil vir hierdie operasie vir Oma Rona wil hulle graag so lank R5,000 skenk na daai R33,000 toe vir die operasie. Baie dankie. Ek waardeer dit opreg. So Oma Rona, ons is nou van 65,000 af 33,000 toe na R28,000, né? Klink al bietjie beter. Ja. En ons het 'n ongelooflike vriend Stoffel van Stalrock Mining Services en as hy 'n storie hoor wat sy hart raak, dan gee hy graag en hy het ouma se storie gehoor en hy skenk R20,000. Wonderlik, julle wonderlik. Ek kan dit nie glo nie. Nou kort ons nog R8,000. R8,000. Ja. Net R8,000. Dan kan ons hierdie operasie doen ASAP. Dr. Katie, I would imagine that this is time sensitive. The sooner we do it, the better, right? Yeah, 100%. The sooner the better. The longer we wait, the more difficult the surgery gets for me. So yeah, the Okay, we've sooner got to the do it better. quick. Okay, so. Yeah. Ek dink niens. Ja. Nee, dis net R8,000. Ja. So ek gaan dan nou vir Oma Rona sê, as gevolg van al ons amazing luisteraars en mense wat vriende is van die show, ek dink nou spesifiek aan Ecomed Medical wat elke keer skenk en betrokke raak by so baie shows, omgeefonds en jy weet hulle is deurlopend betrokke. Daar is nog 'n ietsie in daai omgeefonds. Ja. Kom ons sit net daai R8,000 vir Oma Rona by, laat ons 'n operasie gaan doen. Okay. Dis wonderlik. Thank you, Dr. Katie. I appreciate it and thanks everybody who donated to my operation. I appreciate it very much. So Dr. Katie, that 33,000 is now taken care of thanks to our amazing listeners. You- So what now? What now? Well, we are ready to go. We've got a date ready for Tanny Rona. If When? she's ready, we can help her on the 16th of July. Dis nou. 16 Julie. Wow. Doen dan iets daai dag. Dis awesome. Nee, Dis ons gelukkig nie. verjaardag, but we're not good. We've got nothing planned. Oma Rona, maar onthou, ouma het nou gesê 2026 moet jy na die staatshospitaal toe gaan. 2027. Maar toe maak ons dit reg, is 2027. Ja. Hierdie operasie by Dr. Katie is 2026. Is nou. Dis baie Thanks, goed. Dr. Katie. En my verjaarsdag is die 12de Julie. Wel, Dis 'n happy Happy birthday. Happy birthday, Oma Rona. Jy kry nuwe oë vir jou verjaarsdag. Geniet hulle. Dr. Katie, thank you so much for everything that you do and that you're always part of our stories. We really do appreciate No, all you your guys help. are amazing. And please Yeah, and your community is amazing. Thank you so Yeah, much. thanks, Please send Dr. our Katie. love and regards to the anesthetist and everybody on that side. And Yeah. thank you for making this happen for a very special No, lady. of course. No. Thank you so much. We'll Thanks, guys. We'll check in after the 16th. Yes, amazing. Okay, We'll keep Dr. you Katie. updated. Okay, great. We love you, Dr. Bye. Katie. Bye. Bye. Dis Oma Rona. Nuwe oogies. Ek waardeer dit so, mense. Ek huil so want dis die lekkerste verjaarsdag geskenk wat ek gaan kry. Baie dankie aan julle ook vir julle bydraes en omgee vir my en al die mense wat bygedra het en Dr. Katie. Ek weet nie wat om te sê nie, ek is woordeloos. Baie dankie. Dit is ons grootste voorreg en ja, dit is absoluut die Here wat al hierdie bymekaar gesit het. So,
Ja, hy seën ouma sommer klaar vir ouma se verjaarsdag. Dis 'n groot geskenk. Ek weet nie wat om te sê nie. Rochelle, dankie vir daai e-mail, Ja, nee. En Veronica, dankie vir die natkoek. Dis 'n groot plesier. En baie dankie Dis vir 'n julle. vroeë Dit is vir my Vroeë verjaarsdagkoek vir ouma Rona. Ja, Ons gaan hom geniet. vir julle. baie. Ons gaan hom nou sny en hom geniet. Luister, dis ons jou mense, my mense vir vandag. Dankie natuurlik aan Dr. Katie Rafferty. Dankie aan ons anonieme skenkers uit die buiteland uit, Solrock Mining. Hulle is ongelooflik, en dan almal anders wat 'n bydrae maak tot ons omgee-rekening dat ons hierdie stories kan doen. As jy dit gemis het en jy wil die storie na die tyd weer gaan kyk, dit sal beskikbaar wees op die Groot FM YouTube kanaal.